the case with Massey Ferg? Power, passion, feel the surge. Plowing fields and baling hay. Red machines lead. Hallo en welkom by What is the Case with Massey Ferguson. Ek is Nardo Skutte, althans dis wat my naamtag sê. En soos julle kan sien is ons alweer buite ons studio, want dit is Nampo tyd natuurlik. Nou, was omtrent 'n rowwe week. Ek weet net nie waar's Ryan nie. Ek dink hy's hier ergens op die standplaas verdwaal. Ons kan hom dalk nog 'n minuut gee of dis. Ryan? This is an all-new tractor. It will exceed your expectations by delivering results with proven technology. It's a whole new experience. Introducing the Massey Ferguson 5M! AGCO Africa is tremendously proud to introduce the Massey Ferguson 5M, a new dimension in medium horsepower tractors, ranging from 105 up to 145 horsepowers. Available in cab and non-cab, as well as 4 different specification packages. We offer them in base for the basic work, classics for the classics, and also if you're into precision or specialized work, we also offer a Dyna 4 and Deluxe version. We have another special unveiling to make. It's all you've ever wanted to connect with the future. It's an all-new high horsepower tractor from Massey Ferguson, introducing the 9S! My goodness, that's a beautiful looking tractor. Ladies and gentlemen, the Massey Ferguson 9S is available between 340 and 425 horsepower. It's equipped with the latest and greatest precision farming technology, which will save you money and make you a more efficient farmer. We accept cash, credit card, and gold teeth. The card machine is right inside the building. I'm the Ryan Clark. Enjoy the rest of your Nampo. The Ryan. That was a dare. So now I guess we're going to cut me in, right? Walking off. Wat is besig om te skiet? So, gaan weer so 3 keer terug sit daai mic neer en dan gaan ek jou verwelkom. Is jy nou uiteindelik klaar? Welkom hierso. Dankie. Dit is verskriklik dat ek so vir jou moet wag, maar ek het daarom gesien jy het redelike belangrike dinge waarmee jy besig was. Het jy nou al telling gehou hoeveel keer het ons daai rympie nou al gesê? Yes, nie heeltemal te veel, maar dit bly fantasties. Dis 'n ongelooflike mooi trekker. Ja. Ek het nou klaar vir die mense gesê, ons is weer uit ons studio uit. Ons is hier by Nampo. Ek wil sê wie ek is. Almal het nou gehoor jy is die Ryan Clark. Blykbaar, maar ja, hier is ons weer by Nampo 2026, nee. Ja, ek moet sê dit was nou regtig 'n besonderse week gewees vir Massey Ferguson en selfs vir ons. Ons het soveel kliënte ontmoet, soveel boere en net van albei ons kant af. As jy al die pad deurgekom het Nampo toe, bietjie kom kuier het by die Massey stal, net 'n groot vet baie dankie van almal van ons. Dankie vir almal wat hierdie verkeer aangedurf het en hierdie toue gestaan het. Gelukkig ons het toe 'n fantastiese weer gehad. Ten spyte met die voorbereiding het ons pap nat gereën. Nou het ons lekker sonskyn weer en ons kon lekker met die mense gesels en ons sê vir julle 1000 dankies daarvoor. Sonder julle sal ons nie hier kan wees nie. Ja, so as julle Nampo toe gekom het of julle dalk deel was van die Hilux Gathering of enige groot dinge, los vir ons 'n comment in die hieronder en druk vir ons 'n like knoppie, share en subscribe. Ja, en soos altyd, die atmosfeer hier op die Massey Ferguson standplaas was elektries. Dit was elektries. As jy dit so kan sê. Dit is altyd lekker want Massey mense is mos lekker mense. So dit was lekker om hier te gesels met die mense. Enige hoogtepunte vir jou? Ja, daar was vir my 'n baie spesiale oom wat vir ons kom kuier het so 'n paar dae terug en hy het vir my 'n baie goeie grappie vertel. Is dit een wat ons hier kan deel? Mag ons daarom? Ja, bied my uit as dit verkeerd gaan, maar nou die ou sê toe nou die een boer wen toe die lottery. Hy wen toe die lotto. Dis nou almal droom daarvan, hè. En as mos nou 'n klein dorpie, dit was nie lankie toe vind almal nou uit die oom met die lotto gewen en goeie nuus versprei vinnig sê hulle. En so vra hom toe nou wat gaan jy doen met al daai geld? Toe sê hy nee, hy gaan die koöperasie betaal.
En toe sê hulle en die res, toe sê nee, die res moet maar wag. Hulle moet maar wag daarop, ja. Ja, dit is nie maar die storie van ons almal se lewe nie. Ja nee, veral nou Nee, met die ja. prys van diesel en die prys van kunsmisse goed. Jy moet maar kyk waar jy kan spaar. Ja, dis moeilik en ons harte gaan ook uit vir die boere waar dit so bitter nat is en dit affekteer almal. Dis nie net mense sien nou maar meestal die saaiboere wat nie kan oes nie. Dit is maar moeilik, maar dit affekteer veeboere, melkboere. Almal trek swaar op hierdie tyd wat dit so nat is reg oor die land. Ons harte gaan veral uit vir die boere in die Kaap waar dit nou Ja. ons het hier selfs hier in die Vrystaat het ons ongelooflik baie reën gehad. Selfs hierdie tyd wat ons hier by Nampo met die voorbereiding besig was, maar die ouens onder in die Kaap het natuurlik nog baie slegter afgeloop. So Ja. nee, sterkte daarso. Ons dink aan julle. Gesels met ons as julle iets nodig het en ja, as daar nood is daar altyd gelukkig mense wat nog help. Dis wat lekker is van die boeregemeenskap gelukkig. Ja. Paul, Citrusdal, Montetjie, Robertson. Ons sê gebede vir julle en ons hoop julle kom vinnig weer op julle voete. Ja. Nou so ons gepraat van, ons het nou net met boere gesels en dit was 'n redelike vrolike week. So seer soos wat my voete is. Jy sê dis elektries. Ek Ja. voel nog die energie. En Ja. jy sê ons het 'n spesiale gas ingebring. Ja, nee, ons het 'n spesiale gas en dis jou jy praat van ander. Ek dog jy praat van die 5M en die 9S want dit is ook spesiale gaste vir ons hier by Nampo. Jogg, maar daai 5M het baie aandag gekry. Ek moet sê. Dit is al baie goed beskryf, 'n kragtige klein biksie. Baie veelsidige trekkertjie en dis 'n mooi trekkertjie daai raan. Jy het nou die episodes, dit was van die vorige podcast wat ek nou bietjie gemis het jy bietjie gepraat oor hulle. Ons het al oor die 9S gepraat. So nee, dit was eintlik, dit is lekker. So as julle dalk meer wil weet en julle kon nie by Nampo uitkom nie, daar's natuurlik 'n magdom video's wat nou uitgaan. Julle kan dit daar sien op sosiale media. Julle kan die vorige podcast wat Ryan gedoen het of The Ryan Clark gedoen het. Ja, daai was 'n derby. Die Nardo skutte was nou ongelukkig nie betrokke nie. Ek was party van ons moet bietjie werk. Ons kan nie altyd net voor 'n kamera sit nie, maar dit was lekker. Maar ja, soos jy gesê het, nou ons het nogal toevallig, ons het 'n baie interessante kliënt, boer. Ek meen, dis ons sien dit as familie. Ek meen as jy Massey's het, as jy deel van die Massey Ferguson familie en ons het hom hierso raak geloop. En ja, ons gaan 'n bietjie met hom gesels en bietjie hoor wat is sy Massey Ferguson storie. Ja, as dit jou eerste keer is wat jy hierdie episode sien, daar's 'n hele reeks van What's the Case with Massey episodes. Soos Nardo gesê het, die vorige episode het ons gepraat oor die 9S wat hier agter ons staan, as ook die 5M. Maar Nardo, ek dink ek gaan nou uit die pad uit staan en ons kan ons nuwe kliënt in die ateljee uitnooi. Is dit omdat ek nou so netjies aangetrek is dat ek langer op die kamera kan bly? Absoluut. Jy het die laaste 2 episodes uitgemis. Ja, Ek dink jy moet 'n bietjie moet ek nou inhaal. asseblief. Ja, ons sal gaan. Ryan, ek sê vir jou Dankie, baie dankie. En dan wil ek ook baie graag op hierdie oomblik wil ek vir Rian Rigter, die hele Rigters is hierso, die hele familie en dit was 'n voorreg om hulle te ontmoet en ek is baie bly hulle het ingestem om bietjie met ons te gesels hier op die podcast. So Rian, sal jy bietjie nader staan vir ons asseblief? Massey gets it done again. So baie welkom Rian Rigter. Jy's die man wat ek van praat wat nou in die Massey Ferguson familie is en dit kom al vir jou op generasies. Maar ek is baie dankbaar dat jy bereid is om met ons te kom gesels vandag. Dankie Nardo, dankie ook vir die geleentheid om te kan praat hier met julle. Ja, soos ek sê, dis altyd gemaklik, is lekker hierso, so moenie enigsins onder druk voel nie. As die keel bietjie droog word, is veel watertjie. Baie dankie. Massey Ferguson Baie dankie. watertjie, so geniet hom. Dankie. So jy sê natuurlik is jy deel van die Massey familie, so jy is 'n trotse Massey Ferguson eienaar op hierdie stadium. Ja, al trekkers wat ons het op die plaas is Massey Ferguson trekkers. My 3 seuns help my ook op die plaas. Hulle kan al trekker ry. 2 uit die 3 ry al self, kan aangaan. Dis soos jy sê, as hulle 10 jaar slaan, dan word hulle 'n trekker As operateur. hulle 10 jaar slaan, leer ek hulle en dan gaan hulle aan en dan kan hulle dan los. Dan kan ek bietjie met ander werk aangaan. Dit is eintlik fenomenaal, ja. Ja. Dit is, maar ek meen, dit is tog hoe ons almal in die landboubedryf groot geword het. Van kleins af is jy ingespan en jy moet die werk doen en jy's deel van die boerdery want Ja. dis nie 'n werk nie, dit is jou roeping, dis wie jy is op die einde van Ja, die dag. dis 'n leefwyse, dis 'n leefwyse. Ja, dis fantasties en gelukkig net vir die van julle wat wonder, dis nie kinderarbeid nie. Ons het so 'n bietjie voor die tyd gesels, hy betaal hulle daarom vir dit. So Ja. net om dit uit die weg te ruim, ja. Dis hulle spaargeld. Jou laaste Massey Ferguson wat jy aangekoop het, was 'n 5709 het jy gesê. Ja, 5710. 5710. Okay, die Baie bietjie goeie groter trekker, een, ja. baie goeie trekker. Ek dink ook Massey trekkers is die ligste op diesel. Ons kom dit agter nie verbruik op die lande
En ja, nee, ons kan nie kla nie, daar's geen probleme nie. Goeie werksvoorrigting. Ja, nee, dis fantasties maar as jy sê hulle is 10 jaar oud en jy begin hulle dan in 'n trekker inspan, so iemand wat saam met hulle ry of so, want dit is maar partykeer is die pedale moes maar 'n bietjie ver of hoe oorkom julle dit dan? Nee, wat dit nou maklik maak is met die forward en die reverse. Hulle hoef nie meer die klasse trap nie, verskoon my Engels. Ja, en dit is 'n maklike trekker om te ry. Ja. Ek kan nie sê dat hulle al een keer die draad gevang het as hulle gedraai het nie. So, Ons die eerste keer vir alles, maar ons hoop maar nie dit gebeur nie, nê. Ja. Ja, dit is wat fantasties is. Ja, ek het nou nie eens gedink aan selfs so klein soos die 57 en selfs ons 4700 reeks, die 470, 8 en 09 Ja. het ook die wet clutch met die forward reverser. So ja, dit is 'n eenvoudige trekkertjie om te ry en dit is maklik vorentoe, agtertoe en dit is wat baie lekker is op 'n Massey trekker. Jy hoef nie die clutch in te trap en om dan eers om voor te sit. Jy kan van 'n stilstaan af net jy druk net die hefpoompie Ja. vorentoe en hy trek mooi galig vir jou weg. dit maak dit lekker. Ja. So enige spesifieke, want onthou dit is ook nou maar intimiderend vir 'n pa as jy nou 'n 10-jarige kind in 'n trekker moet sit met plaasimplemente en dis moeilik. Is daar spesifieke werke wat jy hulle mee vertrou of is dit maar moet hulle met alles inspring? Yes, ja, hulle het die laaste tyd het hulle gerip en gedis. So ja, dan het daar partykeer breekboude gebreek op die rippers en as ek daar kom het hulle die breekboude vervang. Yes. Dan rip hulle alweer. Ja, dan raak jou lewe al hoe lekkerder, né? Ja. As hulle eers sulke werk ook begin doen, ja. Die eerste foto wat ons nou geneem het toe ons hier by Nampo gekom het, was 'n Massey Ferguson trekker. So ja, ons is Massey Ferguson mense en is lekker om deel van die Massey Ferguson familie te wees. My pa was 'n Massey Ferguson mens, my skoonpa, almal was Massey Ferguson, so ons probeer maar voortleef op die tradisie. Ja, dit is nogal iets wat nogal opvallend is. Dis wat ek jou nogal juist nou wou vra, want dit is vir my persoonlik en vir Ryan weet ek ook, dis 'n generasie ding. Ons het al groot geword met Massey Ferguson. Ja. So vandat ek my verstand het, is Massey Ferguson nog altyd in my lewe. Ja. En vir jou was dit dan ook dieselfde. Ek dink tot in jou skoonfamilie was dit ook Massey Ferguson. Ja. Man, ek dink my eerste foto wat van my geneem was ek op 'n Massey Ferguson Ja. trekker, want toe het my pa die 275 gekoop wat Jo. in Engeland gemaak is, waar hulle 'n foto geneem het waar ek 'n babietjie was. Ja. So Ja, sien, dit is ongelooflik, ja. Ja. Ja, so dit kom nou al van die 200 reeks en selfs voor dit af, was daar enige van die 135s wat jy ook al gehad het? my skoonpa het baie Ja. van die 135s, 188s, 290s, 298s, die 399s, ja. Kyk ja, ek dink dit is ook iets waarvan ons kan getuig is. Ek bedoel maak nie saak wat se plaas jy opkom nie. Daar's altyd 'n Massey Ferguson in sy geskiedenis. En veral daai 100 reeks, die 135, die 188, daai reeks. Hulle en daai meeste van daai trekkers loop vandag nog op daai plase. So Ja. En wat ek vir my kinders ook sê, wie het die 3-punt ontwerp? dit is Massey Ferguson. Dis 'n Ferguson stelsel. So dit is kom waar dit van Massey vandaan af, kom. die Ja. 3-punt, ja. So ja, wie anders om dit die beste te doen as Massey Ferguson Ja. vandag, ja. Ja. Ja, en jy het nogal vir ons 'n interessante foto ook wat jy met ons deel. Meneer Diktator, jy sal hom vir ons hier op die skerm gooi asseblief. Dit is waar julle die hele familie amper gewerk het. Ek dink jy het gesê dit was heel voor was die 275 gewees. Ja. En wat was die hele Ons het line-up? met die 275, die 399 en die 517 het agtergeloop. Almal Dit so was in lyn. ek en my 3 seuns en my dogtertjie wat saam met my op die trekker was, het ons die land klaar gemaak, ja. En Was ons was dus- maar 'n bietjie haastig want die reën was op pad gewees, ja. Ja, dan moet almal maar inspring en werk, ja. Ja. Ja, en dit is fenomenaal en ek meen dit is half waaroor Massey Ferguson gaan, is oor daai familie Ja. en dit kom generasies saam. So dit is regtig inspirerend om met jou te gesels en al hierdie Baie dinge te dankie. hoor en dit gee ons by Massey Ferguson ook sommer weer 'n bietjie moed om aan te gaan en deur te druk met hierdie om net weer om sulke stories te hoor en daai lekker te hoor en dit bring ons terug na ons kinderdae Ja. en dit is altyd lekker om dan weer die toekoms in te gaan, ja. Ja. Nee, dis ons net so lekker om hier by Nampo te wees. Ons het baie gesien, maar wat die lekkerste was hier waar ons by Massey Ferguson 'n draai kom maak en waar julle met ons met oop arms ontvang het en vriendelikheid en dankie vir julle hoe mense hanteer ook en ja, dankie vir alles. Nee, dankie vir julle en ek meen dit is seker dit was jou heel eerste stop by Nampo, nê. Ja. Ja, natuurlik ja. En jy het nou gesien die nuwe 9S wat ons hier het, die 5M. Ja, nee. Hoe voel jy? Wat Ja, dink dis jy 'n- van daai dis 9S? Dis 'n merkwaardige trekker. Dis nou meer 'n trekker vir my vrou se broers, my swaars, hulle boer hier in Botawil, Rudy en Chris Rabie. Ja. Ek sal bietjie vir hulle, ek dink hulle moet ook hierdie
hierdie video maar kyk dat hulle maar moet Ja. kyk na so 'n trekker, maar uitstekende trekker. Ek dink hy kan doen dit wat hy hoe hy lyk, dink ek is wat hy gaan verrig. Ja. Ja, Ja, baie dis- beïndruk. So 'n fenominale mooi trekker en dit wat daarin is. ja. So menere, julle het gehoor, julle swaar het julle geroep. Julle sal definitief by die Massey Ferguson agente 'n bietjie 'n draai moet kom maak en bietjie na daai groot bil gaan kyk wat hier agter staan. Dat ons daai plaas 'n bietjie bloedrooi verf. Ja. Maar ja, ek sê vir jou baie dankie. Dankie Nardo. Dit waardeer jou tyd, dis altyd lekker en ek hoop julle het 'n fantastiese Nampo gehad. Dankie. Net voor jy gaan, soos altyd, net om te sê dankie dat jy hier was. Wil ons net vir jou so 'n bietjie gee van what is the case se kant af, ietsie om dankie te sê dat jy hier was. Dankie Nardo. Ons waardeer. Baie dankie. And Massey gets it done again. You speak a little Italian. So ons het baie grappies en goed terwyl ons skiet. Dis lekker vet pret. Fokrian, ek dink Ja, hy is besig so. om te skiet so. Ons het vir- bevoorreg, ons het vandag hierso soms na Rian, sommige al die rigtertjies hier opgelyn vir julle. Maar Karel, hoe gaan dit met julle vandag? Nee dit gaan goed oom. Ja, Ja, baie goed. En wat is jy? Oom, ek is 12 jaar oud en Ek is 10 jaar oud. Ek is 8 jaar oud. So julle twee kan al trekker ry klink dit my. ja, oom. Yes, en jy wanneer gaan jy begin trekker ry? Weet regtig nie. ja, Karel se watse trekker is julle gunsteling trekker? Die 517. Oom, ek kan nie eintlik kies nie oom. Die 517 is maar 'n lekker trekker omdat hy so maklike geriewe het, maar die 399 is ook vir my nog 'n lekker trekker. Ek hou nogal baie van 'n 399 myself. Wat's jou gunsteling trekker? 517. Ook die 517. So, ek en jy, dis 'n gelykspel. Nardo, Ja. jy moet maar die splitter Ja, wees. kyk die 399 was daarom maar 'n bil van 'n trekker, maar kyk daai 517 is ook maar 'n dis 'n fenominale nuwe trekkertjie daai. Hy's net op die 399 want dan kan hy sê ek is die oudste en ek kan ratte ruil. Dis al hoekom hy van hom hou, nê. En soos julle kan sien, die 517 het gewen en almal van hulle is groot Massey Ferguson ondersteuners. Check die Massey Ferguson hoedens. Ja, hulle lyk sommer fantasties. Wat is julle gunsteling werk om met die trekkers op die plaas te doen? My gunsteling is om te dis want dit is vinniger om te rip en jy kan 'n bietjie vinniger ry. Kan so 'n bietjie vinniger ry, ja. Ja, partykeer raak 'n dag bietjie lank as jy net moet stadig ry, nê. En jou gunsteling? Oom, myne is ook om te sien hoe mooi skoon lyk die land as hy klaar gedis is oom en ja, oom ook as hy son so sak en dis mooi vir my oom. Daai stoffietjie. Ja, oom. En daai reuk van die grond as jy so omdop is daarom al lekker, nê. Ek love dit altyd as jy so grond bewerk en die voeltjies kom land hier agter jou en hulle pik aan die wurmpies. So goed. Dit voel asof jy amper deel is van die natuur as jy 'n bietjie grond omdop, nê. Dis fantasties, ja. So dis baie cool. Baie dankie julle drie. Julle was awesome geweest. Baie Massey dankie. gets it done again. So Nardo, daar is letterlik nog net 'n paar ure oor van Nampo Botawil 2026. Die einde is in sig Ja, uiteindelik. ons is amper daar. Die marathon is amper verby. Ja, nee, dit was 'n opwindende week. Dit was 'n uitputtende week. Dit was baie werk. Ek dink nie baie mense besef hoeveel werk daarin gaan vir hierdie 4 dae nie. Dit is eintlik ongelooflik wat alles hier is en hoe baie mense, hoe baie moeite doen. Maar dit is tog die moeite werd as jy hier klaar is en jy dink terug. Ek meen aan die rigters wat ons nou ontmoet het wat hier op was. Dis fantastiese mense om te ontmoet. Dis ons tipe mense en dit is maar net 'n druppeltjie in die hoeveelheid mense, die stories wat jy gepraat het, die gesprekke wat hier was. Dit was alles tog die moeite werd op die einde van die dag. Ja, ek sê dit seker nou elke keer as ons 'n Nampo episode doen, maar dis so 'n groot belewenis vir my om letterlik tussen al die masjiene te wees, 'n lewendige brosjure. Gewoonlik sien julle nie almal so op een plek op een Ja, ja. slag nie. So Ja. selfs vir ek weet nie hoeveel Nampos ek al gedoen het nie, net om tussen al hierdie masjinerie te wees is eintlik so Dis groot lekker. ver- En dan ja, soos jy sê van die brosjure wat vir my lekker is met die masjiene hierso is, daar's altyd daai ietsie wat jy vir 'n ou wil wys en die blerrie fotograaf het nooit dit vasgevang nie of nooit daai angle geneem nie. Nou kan jy vir die ou sê kom hierso, kom laat ek jou gou gaan wys. En dan kan jy hom op die masjien self wys. Daar's altyd video's om te wys hoe die goed werk en goed en daai interaksie is maar net lekker want dit is ek meen ek het met Rian gesels ook en hy sê ook dis 'n belangrike punt vir hom. Ek was eintlik spyt, ek moes nou bietjie meer daar gepraat het in die video, maar dit is daai mense koop by mense. So dit is ook
daai interaksie is belangrik, daai verhouding wat jy opbou en dit is tog wat die boeregemeenskap uniek maak. Ons wil nie 'n trekker gaan spek op 'n rekenaarskerm en 'n prentjie opstel en dan op die einde van die dag hier kom die ding met 'n Mr Delivery motorfietsie afgelewer nie. Dit is hoe die landboubedryf werk nie. So dit is ook 'n belangrike beroep wat ek die week wat baie van die boere terugvoer gegee het is aan die handelaars, aan enige iemand wat landboutoerusting verkoop, fokus op julle diens. Ja, jy kan die beste masjinerie op aarde produseer. Ja. Maar as jy nie 'n verhouding het met daai kliënt en daai handelaar nie, dan is jy eintlik nutteloos. En dis die ding, ek meen ons almal is net mense en hierdie masjiene maak nie saak hoe mooi daai 9S is nie, dis nog steeds net 'n stuk yster. Daar gaan dalk ietsie wees, daar gaan iets wees wat pla, maar maak seker jy's daar. Antwoord jou foon, help daai boer en dit is wat ek uitvat uit hierdie week uit. Dis al wat 'n boer wil hê. Help my net, wees net daar as ek jou nodig het en ons kan daai verhouding bou. Ja, en van my kant af persoonlik wil ek net dankie sê aan al die boere wat OTP's geteken het hierdie week vir 5M'e, vir 9S'e, vir baie van jou planters. Ja, hooi toerusting, planters. Dit was 'n baie goeie week vir Massey Ferguson en net weer eens Interessant. van myself, Nardo en die hele Echo span. Baie dankie. Ja. Dankie. Nou sit ons wag laat die son sak op die laaste dag van Nampo. Ek hoop julle wat hier was het die week geniet. Die van julle wat nie was nie het uitgemis. Ons hoop om julle volgende jaar te sien. Van my Nardo en Ryan af tot die volgende episode. Die Nardo by the way. Die Nardo skitte nou ja. Moenie met jou paniere begin nie ja. Baie dankie daar nee, ons Dankie Brian. Ek waardeer dit was 'n lekker episode ja. Dan sien ons julle by Nampo Kaap. Ja, wat ons kan nie nou aan Nampo Kaap begin dink. Dis 3 maande, 4 maande. Dan is dit Nampo en dan gaan ons aan En ek wil nog Zimbabwe toe, ek wil nog Zimbabwe Zambia toe. toe. Hier's Wat nog gaan baie jy daar skoue voor ons lê. Ek My ken 'n voete paar is sommer mense so. daar wat jou daar kan ons jou daar laat los. So terwyl hierdie geselsies gaan dan rol daar credits. So dis net daai So hierdie wat ons